Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vandag is dit natuurlik ook Vadersdag. En ek wil graag aan al ons paas en ons oupas 'n baie mooi dag toewens. En mag ons mammas en ons kinders dit vandag vir ons pappas 'n baie spesiale dag maak. Ons prediking sluit dan ook aan by Vadersdag, maar met die fokus op ons hemelse Vader. Ons tema vandag, Vadersdag, my Abba Vader. Kom ons doen net 'n kort gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ja, Vader, laat u wil ook vanoggend in en deur hierdie boodskap geskied. En laat u koninkryk in elkeen van ons wat luister, se harte kom. Amen. Vriende, ons skriflesing, Romeine 8 vers 14 tot en met vers 16. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Liewe broer en suster, vriende, ek het dit goed gedink om vandag in aansluiting by Vadersdag in die prediking te fokus op ons verhouding met ons hemelse Vader. En die twee vrae wat dadelik by my opgekom het is nommer 1, of ons ook aan ons hemelse Vader die nodige erkenning en eer en liefde en gehoorsaamheid gee wat hom toekom. En die tweede vraag wat ek oor gewonder het, hoeveel mense ken regtig die hart van ons hemelse Vader? Vriende, ek weet ons sou baie dinge oor ons hemelse Vader kon sê, maar ek wil vanoggend graag 5 dinge oor ons Vader net baie kort met julle deel met die vertroue dat dit ons sal help om te groei in ons verhouding met ons hemelse Vader. En ek wil graag begin deur eerstens 'n paar woorde met julle te deel oor ons Vader as skepper God. Die Vader is ons skepper. Liewe vriende, as gelowiges bely ons wêreldwyd dat dit die Vader is, die Vader van ons Here Jesus, wat die ganse hemel en aarde uit niks geskep het, en dat hy nog steeds sy skepping regeer en onderhou. En as ons bely dat God die Vader die almagtige skepper God is, dan is dit nie net 'n blote erkenning vir dit wat hy gedoen het nie. Maar dan is dit terselfdertyd ook ons as gelowiges se belydenis dat hierdie almagtige skepper God ook ons God is, my God is. Baie mense glo in 'n hoër krag of 'n oppergesag, 'n opperwese wat alles gemaak het. Maar hulle ken nie regtig die skepper God nie. As Christen gelowiges wat oor die Bybel beskik, ken ons die Vader en ons glo in hom as die skepper God. Alhoewel ons weet dat die Bybel ook vir ons leer dat ook die Seun en die Heilige Gees 'n aktiewe rol in die skepping gespeel het. Vriende, hou daarin vas, ons hemelse Vader is die almagtige skepper van hemel en aarde en hy is ook die regeerder en die onderhouer van sy skepping. Ons tweede perspektief op die Vader. Die Vader is ook
Jesus se Vader. Vriende, dis interessant dat die benaming Vader ook die gunsteling wyse was waarop Jesus vir God aangespreek het. In die Bybel is dit baie duidelik dat daar 'n baie besondere intieme verhouding tussen Jesus en sy Vader bestaan het. In Matteus 11 vers 26 en 27 lees ons byvoorbeeld hoe dat Jesus sê: "My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun. En ook elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak." Hierdie verhouding tussen Jesus en God die Vader is so 'n intieme verhouding, vriende, dat dit die grense tussen die twee in sommige van Jesus se uitsprake eintlik as te ware amper laat verdwyn. Ons lees byvoorbeeld hoe dat Jesus vir Filippus sê: "Ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus?" En dan sê hy: "Wie my sien, sien die Vader." Hoe kan jy dan sê, "Wys vir ons die Vader"? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Dis Johannes 14 vers 8 en 9. Vriende, hierdie baie besondere verhouding tussen Jesus en die Vader moet ons natuurlik altyd verstaan vanuit die wese van God. Ons aanbid en bely 'n drie-enige God. Een wese, maar drie persone. Die Vader is die eerste persoon en die Seun is die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. Vandaar dan hierdie intieme band tussen Jesus en sy Vader. Maar dan leer die Bybel ook vir ons 'n verdere interessante ding, en dis ons derde perspektief op die Vader. Jesus se Vader word nou ook ons Vader. Vriende, die Onse Vader gebed is die modelgebed wat Jesus aan sy disippels gegee het, en hierin leer Jesus dan vir ons dat ons sy Vader ook moet aanspreek as ons Vader. Want, liewe vriende, deur ons aanname van Jesus word God die Vader nou ook ons Vader. Nou is hy nie meer net die almagtige skepper God nie. Nee, vriende, deur die wonder van die wedergeboorte en die geloof in die Here Jesus, leer ons hom nou ook ken as ons Vader. 'n Mens dink onwillekeurig aan die Pakistaanse vrou Bilquis Sheikh, wat 'n boek geskryf het met die interessante titel I Dared to Call Him Father. Bilquis was eens 'n moslim vrou wat deur die genade van God vir Jesus as haar verlosser leer ken het. En vir 'n moslim, en eintlik ook maar vir enige ander godsdiens, is dit totaal vreemd en onvanpas om vir God as Vader te ken. Dis iets absoluut uniek aan die Christelike geloof. En daarom sê sy, I dared to call him Father. Vir haar was dit die wonderlikste ontdekking, dat toe sy 'n Christen geword het, het sy ontdek dat God ook nou haar hemelse Vader geword het. Vriende, dis die enige mens wat sommer vir God Vader kan noem en hom as Vader mag ken nie. Ja, dit is wel so dat hy alle mense se skepper is, maar dit beteken nie outomaties dat hy ook almal se Vader is nie. Vriende, om hom Vader te kan noem, moet jy eers 'n kind van God word. En dit vereis niks anders nie as 'n geestelike geboorte. 'n Tweede geboorte sou ons kon sê, dit wat die Bybel die wedergeboorte noem. Eers deur die wedergeboorte heen kan ons daarop aanspraak maak dat ons kinders van God geword het. En dat ons hom daarom ook nou ons Vader kan noem.
Die Bybel bevestig dit vir ons op verskeie plekke dat die gelowiges in Christus opgeneem is in God se familie. En dat ons onsself met reg kinders van God kan noem. Noem vir ons net een skrif in hierdie verband, 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Maar daar is ook 'n vierde ding wat oor die Vader wat ek graag met julle wil deel. Die Vader is ook ons hemelse Vader. In die Onse Vader gebed het Jesus ons geleer dat ons moet bid tot ons Vader wat in die hemel is. Nou waarom hierdie terminologie? Wat in die hemel is? Want liewe vriende, dis nodig dat ons moet weet dat die Vader verhewe is. Dat hy die ontoeganklike lig bewoon. Dat hy die gans andere is. Hy is my hemelse Vader. Hy is nie sommer net my aardse pel van my, oor wie ek ligsinnig kan praat en grappies oor kan maak nie. Hy is verhewe in majesteit en heerlikheid. En daarom moet ek altyd die nodige eerbied vir hom hê. Hy is my Vader, ja, maar hy is terselfdertyd oneindig groot en lofwaardig. Die Bybel sê alle lof kom hom toe. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 3. Duidelik, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. En in Maleagi 1 vers 6 vra die Here self. Hy sê 'n seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. En dan sê hy, as ek dan Vader is, waar is die eer wat my toekom? So vriende, as God se kinders moet ons leer dat ons Vader wat in die hemel woon, ons absolute eer en respek verdien. Dit bring vir my by ons vyfde en laaste perspektief op ons hemelse Vader, en dit is naamlik dat hierdie groot koning ook ons Abba Vader is. Hy is ons Abba Vader. Vriende, ons hemelse Vader is ten spyte van sy grootheid. Is hy nie 'n ver af en 'n kwaai God nie, vir wie ons bang moet wees nie. Nee, want God is ook ons Abba Vader. Paulus skrywe, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Romeine 8 vers 14 en 15. En liewe vriende, daardie woordjie Abba het die teer en intieme betekenis van papa. Ja, God die Vader is inderdaad die hoog en verhewe skepper God. Maar vir ons wat sy seun Jesus aangeneem het, is hy ook 'n intieme hemelse papa wat vir ons liefhet en vir ons omgee en vir ons sorg. Vriende, die woordjie Abba is sekerlik een van die kosbaarste woorde in die Bybel. Abba is 'n Arameese woord waarmee die jong Joodse kindjie sy pa aangespreek het. Abba is nie net 'n mooi klinkende woord nie, dis ook 'n aanspreekvorm gelaai met emosie. Dis met hierdie selfde woord wat ons Here Jesus, sy Vader, in sy diepste nood aangeroep het, toe hy in Markus 14 vers 36 in die tuin van Getsemane gebid het, Abba, Vader, neem hierdie lydensbeker van my af weg.
Maar vriende, God is ook ons Abba Vader, met 'n hart propvol liefde vir ons. Jesus het ons geleer, dat net so min as wat 'n aardse pa goeie dinge van sy kind sal weerhou, nog minder sal die Vader, ons hemelse Vader, dit doen. 'n Aardse pa sal nie aan sy kind 'n slang gee, as hy vir hom 'n vis vra nie, of 'n klip, as hy vir hom brood vra nie. Hoeveel te meer, sê Jesus, sal ons hemelse Vader nie in ons behoeftes beantwoord nie. Want, broer en suster, die hart van God is ten diepste 'n vaderhart. En my vriend, wil jy weet hoe lyk daardie vaderhart? Dit is die hart van 'n vader wat lief is vir ons en intiem betrokke is en geken wil word. Geken wil word in ons alledaagse lewe, in alles. En ons sien dit nêrens beter deurskemer as in die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 nie. Die gelykenis skuif eintlik die gordyn weg, sodat ons kan inkyk tot binne in die vaderhart van God. Die Vader wat die pad gestaan en dophou het om te kyk wanneer sy seun terugkom. Die Vader wat hom tegemoet gehardloop het en hom omhels het en hom gesoen het. Die Vader wat die vetgemaakte kalf vir sy wegloopseun geslag het en vir hom 'n feesmaal voorberei het. Gaan lees gerus maar weer hoe teken ons Here Jesus die Vader se liefde in Lukas 15. En daardie selfde liefde het die Here ook vir jou en vir my, want hy is ons Abba Vader, ons hemelse Papa. Ons Abba Vader se hart is vol van liefde, genade, ontferming en sorg vir ons. Ek maak vir ons klaar. Vriende, vandag is Vadersdag. Sommige kinders leef in bittere slegte verhoudings met hulle aardse paas. Natuurlik moet ons daarna streef om met ons aardse paas in liefde te leef en te versoen as dit nodig is en te vergeef en die nodige eerbied ook betoon. Gaan maak reg met jou pa as dinge nie reg is nie. Maar my liewe vriend en vriendin, ek wil vanoggend vir jou vra, hoe is jou verhouding met jou hemelse Vader? Of is hy nog vir jou die ver af en onbekende God? Dalk 'n vreemde God vir wie jy bang is. Ken jy al vir God as jou hemelse Vader? Ken jy hom as jou hemelse Papa, wat vir jou oneindig lief is? Ken jy al die hart van jou hemelse Vader, jou Abba Vader? Gaan gee dan eer vandag, op Vadersdag, nie net aan jou aardse pa nie, maar gaan stort ook jou liefde uit op jou hemelse Vader, jou Abba Vader. Gaan eer hom ook. Hy wat jou gemaak het, hy wat vir jou baie lief is, oneindig lief het, en hy wat begeer dat ook jy in 'n intieme verhouding met hom moet lewe. Amen. Hemelse Vader, ek eer U vandag as my Skepper God. En ek sê vir U dankie dat U aan my die wonderlike gawe van die lewe gegee het. Voordat U my in die moederskoot gevorm het, so sê die Bybel, het U al vir my geken. Dankie
dat ek deur my geloof in Jesus ook u kind kan wees. Dankie dat u my Abba Vader is, dat u my oneindig liefhet, en dat u ook in my lewe betrokke is, dat u vir my sorg en voorsien, en dat u ten goeie oor my beskik, omdat ek u kind is. Abba Vader, ek wil myself vandag kinderlik gelowig in u arms kom werp. En ek wil vir u dankie sê vir al u liefde, genade en goedheid. En ek wil dit veral ook doen deur my ganse lewe aan u toe te wy. U is vir my 'n goeie Vader. Soos daardie mooi Engelse lied dit so treffend sê, you're a good, good Father. Vader, help my om na die voorbeeld van my Here Jesus in 'n baie intieme verhouding met u te lewe. Amen. Vriende, ons slotlied is vanoggend 'n spesiale lied vir ons Abba Vader. The Goodness of God. Geniet die lied en vriende, daarmee groet ek vir julle. Vrede vir jou. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.
all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Oh, with every